Nou ja, naand Pieter, hier is ons dan nou weer eind verder vanaand. En ek wil net noem, ek meen ons het tevore dalk ook al daaroor gepraat, beslag van mense wat vra, hulle wil weer ou stories hoor. Kan dalk later daarna kyk, maar mense het so baie nuus dat dit dalk toch lastig kan wees as 'n mens nuwe goed verdring met oues. Die oues is mos daarom ergens in die argief. Hulle sal nooit vir die volk verlore raak nie. Ja, laat ons dit toch nou maar net sê. Ons kan ook nou nie naam net op ons versoekprogram word vir goed wat daar gedoen is. Nie? Ja, en dan vra die mense, hulle wil die ou gesigte ook 'n bietjie meer terugsien. En daar kan ons nou die toegewing maak, want 'n ou gesig kan nog altyd weer met 'n nuwe storie kom. En so het ons dan nou vanaand vir klein Nico hier, die Nellietjie. Wat is dit nou, 3 jaar paar keer alweer geweest gelede? Ag, stop hom toch net as die kameelstorie weer vertel. Ja, dit is ook al 'n lang tyd, nee, met daai kameel hardloop dat hy bars nou al. Ja, hy het 'n vreeslike woestynduin op en maar ek die pyn het dan ook seker nou wel bedaar af. Ja, is wel weer van daar weer moet opstaan. Maar ek is bly jy noem my klein Nico. Want ek sê ek raak al groter as ek nou na Nico Karstens kyk, is hy dan baie meer trim as ek op plekke. Dit is 'n onderwerp wat nie hier aangeroer word. Ja. Nou elk geval PG nee, dis lekker om hier te wees. Geluk ook met julle al julle programme wat julle so ver gemaak het. Dus ek sit nou hierso by die nou sit dink ek aan daai stories destyds toe die televisie net begin het, toe Kobus Robinson mos so 'n program gehad. Dis my geheim. Nou is spookstories, seker goed. Nee man, dis so 'n program met 'n ou nou inkom met hy nou dan het hy nou 'n job of wat ding. Job wat hy nou doen en die res van die gehoor weet dit nou nie wat hy doen nie. Maar dan het hy nou 'n span mos gehad wat nou vir hom vra moet vra 20 vrae en dan moet hulle nou kan sê wat hy doen. Nou is die manne nou daai tyd was almal mos nou op sien weer agter, selfs die ouens wat televisie gekyk het, dit was sien weer agter. En toe kom sit die ou nou ook daar voor die span. En die spookstem sê, meneer Groenewald is 'n blokman. En die ou sit daar so en die span kyk om so, hy sê, meneer Groenewald, sê vir my, werk jy met mense? Hy sê, nee, ek is 'n blokman. Ja. Ja, man kan regtig lelik deur mekaar raak. Ons het ook een of ander tyd amper op so 'n ding hier afgekom. Wat 'n ou witte duiwel was dit. Nee, jy dink nou aan daai vreeslike aand toe ons die storie van die hond nie uit 'n ou kon uitkry nie. Ja. Ja, die ou kerel raak toe so op sy senuwees. Laat ons hom hier getrek het, want hy het nou 'n storie wat hy oor 'n hond wil vertel. Ons het hom nou hier van die kant af met 'n ding met 'n behaarde vel en benaalde pote. Later praat ons oor blaf. Maar die storie van hom sit hier, hy geniet so wat hier aangaan. Hy het heel vergeet, later sê ek hom reguit. Nou vertel die storie van die hond. Hy sê, watter hond? Ja, dit is gewoon vergeet. Ja, maar jy sê, kyk, dis ook ons, as jy begin met 'n grap en jy begin met die punchline van die grap. En jy kom met so halfpad in die grap agter dat jy hom nou ook al jy het nou al klaar. Jy het eintlik klaar die grap vertel. Ja. Dan begin jy mos al sagter praat. Ja, hoop hulle vergeet die storie. Ja, hoop hulle dan loop jy ook sommer weg. Maar jy praat so van al sagter praat. Prof Bin Booyens uitgesê dit klink soos 'n psalm wat iemand te laag ingesit het, want ergens word hy 'n fluistergesprek. Ja, jy praat van Van Booyens, ons het in een van die programma's ek moes vertel van die beach buggy of die Volkswagen wat ek gekoop het, wat ek so gery het. Wat so niks gehad het nie, wat die speaker op my afgetrek het, maar nou dink ek daar in Stellenbosch se wêreld, elk van 'n Volkswagen gepraat. Hier ry uit moes daar met so 'n nuwe splinternuwe Porsche. Jy kan ons maar Porsche naam sê, dis 'n ongevoelike. Ja.
het hy gery daar teen Synheuwel uit, nou wil hy 'n bietjie daar gaan parkeer met sy meisie, jy weet, maar dis nou 'n splinte nuwe kar, man, en hy so windgat met die kar en hy stop daar op Synheuwel. En hy het nou al die goed wat hy nou vir die meisie wil wys in die kar, jy weet, en hy het nou onder andere een van hierdie kompakte skuifspelers ook binne in die kar en hy sit dit aan en dis die wonderlikste musiek. Maar hier staan so 'n Volkswagen hier langsom. Maar dis een van die ou Beetles. En daar uit daai Beetle uitkom daar skielik klank omdat dat hierdie Porsche se wieldopper spring sommer af. So hierdie klank hier uit hierdie Volkswagen. En hierdie ou kan glad nie vat nie, jy weet, hy klim langsaam uit en hy gaan klop hier teen die Volkswagen en hy sê, luister, wat se klanksysteem het jy hier in? Die ou sê daar van wat se naam dit is, jy weet, een of ander ding. Hy sê wel, dis fantasties, man. Hy sê, ek gaan môre vir my ook so 'n ding in hierdie Porsche insit, want regtig, ek kan nie met 'n Porsche ry wat swakke klanksysteem as die Volkswagen het nie. En hy is weg daar so en hy is af volgende dag toe sy weer daar op teen Synheuwel weer met dieselfde meisie, want sy stel toe nou hom verder niks belang nie, want sy klanksysteem is nie lekker nie. En hy ry weer daar op na Synheuwel toe, nou soek hy die ou met die Volkswagen, jy weet, en hy sien hier staan die Volkswagen weer. En hy sit dan hierdie besigheid van hom nou voelblaast aan. Laat daai bome se dennebolle val uit die bome uit en ek meen dit is klank, man. Maar hierdie ou in die Volkswagen kyk nie uit of enigiets, die Volkswagen is net opgewassen aan die binnekant, jy weet, heeltemal opgewassen. Jong, en die ou dink later, nie maar magtig, hy gaan nou die ou roep, jy weet, hy klop weer uit in die venster, maar daar kom niks uit, jy weet, en hy sit daai besigheid van hom heeltemal uit, dat daai speakers, hy ruik so, dat die hele Porsche duik so in en uit, jy weet. En hy klop in hier ou se venster, hy sê, hey, is jy daar, man? En die ou draai later aan die venster oop, hy sê, ja, wat is dit? Hy sê, luister die klank, man. Hy sê, wil jy my nou sê, jy het my nou uit die bad uitgeroep om dit vir my te wys. Van Wasem. Maar ja, jy het mos eendag van my 'n ander Wasem storie vertel. Dit was op Stellenbosch geweest wat die ouens so geparkeer het. Nou kyk, nou kom die eerstejaars meisies daarin en dan al hierdie manne met karre. Ja, hulle is altyd eerste, hulle in die eerste span en die mediese ouens en so. Hulle Maar kyk, op Stellenbosch het hulle die mediese manne weggevat want hulle het heeltemal te veel geïnterfereer met die arme ander eerstejaars. Ja. So hulle swat moes nou heeltemal op Tygerberg. Maar nou kom die ouens en nou die kampusbeheer. Dis nou eintlik die mense wat dan nou moet kyk na die meisies of na alles wat op kampus, dat daar nou nie iets onheiligs aangaan nie. Toe loop hierdie kampusbeheer nou daar by die laan rond en nou kyk hy na die karre wat daar staan. Nou is die laan nou ook 'n soort vryplek, Dis 'n heerlike die Unie gebou en Klapperkop en Synheuwel en so kan jy hulle maar noem. Daar's Naval Hill en al daai plekke. Ja. Nou die laan is nou een van die plekke. Toe kom die ou en hy stap nou tussen die karre deur en hy loop verby een kar. Maar al die karre is nou half opgewassen. En hy hoor so asof dit 'n gil kan wees uit die een kar uit, jy weet, en hy stap nader. Maar nou die kar is heel opgewassen, jy weet, en hy klop. Hy sê, "Wat maak julle?" En hy klop weer, jy weet, hy sê, "Wat maak julle daar binne?" En hy so van die binnekant af maak hierdie ou so met sy vingers so klein gaatjies oop in die wasem. En hierdie kampusbeheer loer hierdie gat. Hy sê, "Wat doen julle, jong?" Hy sê, "Dit het niks met jou te doen nie." Toe blaas hy nou daar die ou se loergat toe binne in sy oog. Maar so van eerstejaars gepraat. Kyk, die dopery is mos nou heeltemal gestaak. Ja, is dit regtig gestaak? Wel, dit soos wat dit nou in die koerante staan is heeltemal gestaak. Ja, maar ek dink dan met tradisie van 'n dopery, laat ek jou nou net sê. Maar nou moet dit nou ook al gegaan soos met partybeleide. Jy weet, nou het 'n ding aangehou, het al 'n hele klomp name gehad. Ja. Jy sal onthou, daar toe ons daar op universiteit gekom het,
toesdopery nou oriëntering. Ja. En wat het dit toe geword? Nee, ek weet nie, dit was Inburger, lang spul. Ja. Helse klomp name, maar die inhoud het maar dieselfde gebleik. Dit is eintlik maar om die ding net lekkerder te maak. Dat hy skelm ook nog Ja, is. want kyk, ek hoop nie dit sterf ooit heeltemal uit nie, want dit is so 'n integrale deel van die tradisies van die verskillende koshuise, veral op Stellenbosch nou. Maar daar eendrag is nou een van die koshuise wat nou 'n redelike tradisie het. In Banbooien was mos nou die jarelang die inwonende hoof daar gewees. Toe kom die klomp eerstejaars nou daarin. Nou kyk, as hulle nou aankom, die maans en paans lei hulle mos nou af, dan kom die seniors. Daar's mos nou so 2 weke voor die tyd of 'n week voor die tyd moet hulle nou daar wees. Dan is daar nou 'n paar seniors wat nou eintlik die doopkomitee is. In die huis kom. Hulle dra nou vir die manne die tasse in en sê, mevrou, jou seun is in goeie hande hier. So ons sal kyk dat hy leer en alles en julle hoef oor niks bekommerd te wees. Dan stap daai ouetjie wil nog sy tas vat en sê die ou man, ons vat jou tas. Stap in. Nou werk die manne so in tot hulle nou almal binne in die koshuis is. En toe die een aand, nou staan hulle daar so in Banbooiens, praat met hulle en wens hulle nou welkom. Soos wat hy nou kan vir hulle nou welkom sê, jy weet, en hulle voel later en regtig so welkom. En hy sê vir hulle, laat ek nou net vir julle een ding sê. Vir die een wat dalk dink hy is nie welkom nie, ek sê nou vir jou, jy is ook welkom. En met die, nou staan die klomp eerstejaars so, nou het ons nou pakke klere aan. En eerste jaar as hy 'n pak aan het dan en hy buk, hy knak sy nek agteroor, dan steek sy strot mos net so 'n end uit. Want ons moes almal maar as hulle daar aankom. Nou staan hier klomp eerstejaars so, maar hulle is heel verwilderd, jy weet, want hulle weet nou nie wat kan gebeur dalk nie. En hulle staan nou vir Banbooiens en soos hy nou vir hulle sê, hulle is welkom, so raak hulle nou rustiger en rustiger. En die volgende oomblik, die doopkaptein, nou dis 'n ou wat nou vir weke voor die tyd was hy nie. En hy smeer homself in met twak of die tabakstof, dat hy stink en sy hare staan so. En hy kom in en hy slaan hierdie venster by die deur, slaan hy uit. Wow! En hy stap en hy sê, welkom, welkom, welkom. Julle is nie welkom nie. Julle is nie welkom hier nie. En hy stap daar na een ouetjie toe, maar nou staan almal so verwilderd. Staan net so in vir hom en kyk, jy weet. En hy stap tot by een ouetjie. Hy sê jy nie naand nie, jong? Hy sê, naand, meneer. Hy sê, ek sê jou meneer nie, man. Hy sê, naand. Oom. Hy sê, ek sê ook jou oomie. Naand, pa. Desperate Jannes musiektyd. Dit lyk vir my, ja, dit is... Hier is sousboontjies. Nee, Nico, sousboontjies asseblief.
man, onthou jy toe ons op Waarsie was, hoe min ouens het karre gehad. Bitter min. Bitter, maar nou staan hulle plate. Dis nou deel van die klasgeld. Dis jou motorkar. Hoor jy so, nou maar jy nou net met daai hold-up Volkswagen daar rondgeboer op. Nee, ek het my eerste kar, dit was my tweede kar geweest daai. Oh. My eerste kar was 'n Anglia geweest wat ek nou met my army geld gekoop het. En nou kan jy self dink wat ons daai tyd in die army gekry het. Nou kan jy weet hoe lyk daai Anglia. Ek het hom nie gelaat diens nie, want hy het homself gedien soos wat jy nou ry. Dan ek het sommer hoe bedoel jy nou sy engine olie het sommer sy wiele ook gedoen. Ja, sy engine olie het nou so uitgeloop. Jy kan hom enige plek gekry het as jy hom dalk verloor. Maar die spoor. Maar ek het regtig was olie gaan koop wat hulle klaar afgetap het by ander karre wat hulle nou gedien het. Nou koop ek vir my so 'n blik ou olie en dan gooi ek hom net vol elke oggend met die ou olie. Want ek meen hy het net nog 'n dag ekstra nodig. Dan is er weer nuwe olie. Maar in elk geval die Anglia, nou kyk, 'n Anglia se startermotor. Ken hom. Ken jy hom? Hy het maar geklink asof hy gaan oppak. Ken hom. En dan het hy opgepak. Ja. Nou het die Angliaatjie se startermotor. Kyk toe ek die eerste dag op Stellenbosch aankom. Toe parkeer ek op 'n sypaadjie en ons kyk meisies en ek trek weg toe hy in 'n paal vas. Sommer die heel tyd. Nou is die kar ingeduik. Ek onderbreek my storie nou eintlik, maar nou is die kar voor ingeduik toe ons hom daar by Eides Valley op laat regmaak. R25 en toe ek nou later aan agtergekom dat dit was R20 se body patty. Wat hulle daar in daai duik ingesit het. Ja, hulle het uitgeslaan. Nee, hulle het niks uitgeslaan nie. Hulle het net R20 se body patty en 'n bietjie verf. Toe hy nou reg, toe lyk dit vir my reg, totdat ek toe weer in 'n ding vasry. Toe lyk dit asof ek weer in 'n paal vasgery het. Want toe val die hele besigheid weer uit. Maar in elk geval die Anglia. Nou het ons, ek weet nie of julle ook daai tyd blind dates gehad het op Stellenbosch. Ag op ja, ek weet nie, ek het nooit een gehad nie, want elke keer as hulle my sien het hulle omgedraai en teruggeloop, jy weet maar. Ja, maar anyway, ons hier kom 'n pel van my na my toe. Hy sê vir my, Nico, jy het nou 'n kar. Ek het 'n meisie. Dis 'n blind date. Ek weet nie hoe sy lyk nie. Maar nou die blind date het ook 'n vriendin. Nou dis 'n gevaarlik. Nou begin jy. Ek kan jou 'n teorie daaroor gee wat baie erg is. In elk geval. Maar hy sê vir my, man, maar dis 'n gawe. Dis blykbaar baie gawe girls. Nou kyk, dis die tweede ding. Gaaf. Is gaaf. As hulle sê dat hulle is gaaf, dan begin hulle nou praat van omtrent wat ons oor gepraat het net oor van. Hoe groter hulle is, hoe gawer is hulle. Ek sê luister. Ek is dan nou al gaaf. Jy is gaaf. Ja. Maar ek sê maar jy word gaaf. Ek sê dankie vir. Ek sê vir Mosie. Ek wil net nie 'n groot meisie hê nie. Asseblief. As dit groot meisies is, dan wy ons. Hy sê nee man, hy het nou gevra en so en dit klink kom heeltemal goed. Ek sê weet jy wat hulle name is? Hy sê nee, dis Deleen en sê my Helene. Ek sê nou maar goed, ons besluit nou wat 'n name vat ons. Want dan het jy ten minste daar 'n beter kans, want as daar nou twee meisies uitkom en een is so en die ander een is oulik, dan gaan hy mos nou sê maar dit was hy wat die blindheid gereël het. En hy vat die ander een daar met jou vas. So besluit ons net daar. Jy kan nie sê niks deels eerste keer. Maar in elk geval nou ry ons na die koshuis toe om die meisies te gaan haal. En ons staan daar in die voorportaal. En ons roep die meisies en toe ons hulle roep, toe kan ek sien dis iets niets nou vir hierdie. Want hulle moet nou opsoek waar is die meisies, jy weet, en toe roep hulle het, maar toe die girls instap in die vertrek, toe raak het donker. Maar toe sien ek is net die een wat ingestap het. En die ander enetjie is so kleintjie wat hier langs aan staan. En toe is my geluk dan toe nou in. Dat dit is toe nou sy meisie hierdie groote. Maar die startermotor van my Anglia het my nou opgepak
En ek sê, luister, julle moet help stoot die kar. Want ons gaan, want laat hy net kan vat. Daai groot meisie, maar dis 'n groot girl. Sy sê vir Mossie, Mossie is 'n klein mannetjie, dis hoekom sy naam nou Mossie is. Sy sê vir Mossie, maar hy kan so lank klim. Sy vat so gou die kar en hardloop sy met hom. PGW, sy hol met daai kar. Ek later aan 'n derde. Ek besluit, ek kan nie kan nou start nie. Maar nou gaan ek my naam gat maak, ek kan nie glad nie die spoed hou met haar in die kar. Toe sy met daai kar halfpad daar teen die helshoogte uit, toe besluit ek maar nou moet sy maar sit, toe kom sit sy, toe sit sy ook daai kar en sy moet net daar. En, want dit was toen op die ouend, toe ons nou weer vir hulle gaan aflei, dieselfde ding, toe stoot sy ons weer in die brand vir my Mossie. Maar as die arme Esther nou nog so stoot en jy laat vat die kar en hy gee pak die as hy maar hele val op. Dit sou nie gebeur. Nou Engel as hy gevat het, dan sou sy heel waarskynlik oor hom gehol het. dit sou as hy gevat het, sou gevoel het dat ek sy handriem vastrek. Maar Nico, nou van so 'n studentekar gepraat. Ek moet een aand nou moeite doen nog en vertel van my Plymouth. Wat is die een wat jy die ongelooflike klomp smarte mee gehad? Het dit tog. Daardie Plymouth het vir my leer motor overal. Man, ag, hy was vertel nou. Arm nie. Ja, maar ek sal hom net so 'n stukkie vertel. In elk geval, waar ek nou van my lewe mens geword het ons nou dan nou met die ou spaarbussies maar gespaar en dan kry jy daarom hier destyds was dit 10 shillings of 'n pond of 'n half kroon en die word gespaar. En so het ek toe uiteindelik, ek sal dit nooit vergeet nie, 103 pond. Dis wat ek nou sterk is, maar nou is ek al lank al student. En toe kom Beatrice, dis nou my vrou. Sy kom toe 2 jaar na my. Toe is ons al 4 jaar gekuis. Nee, 2. Maar in elk geval los daai rekenkunde uit. Nou kom sy ook universiteit toe en nou moet ons daar 'n kar hê. En ek vat Pretoria en ek het hom nou gestap van alle kante af. En daar kry ek 'n pragtige motorkar. Dis toe 1933 model Plymouth. Maar hy het net sulke ligte hier op die modderskerm, sulke groot blinkers. En nog so 'n rubberteks op die dak. Ja, nee, was dit nou die een wat agter hierdie ekstra rakkie gehad het? Hy het so 'n roostertjie gehad. Ja, dit was jou hele laaiplek daar vir bagasie. 2-deur of 4-deur? Nee, dit was 'n 4-deur. Nee maar dis. Maar swaar op petrol, jong. Hy het daarom geloop 8 myl op 'n gelling. Maar toe de gelling nou 10 cent gekos om te. Ja, maar dit is nou 10 cent zwaar om die ander te kry. Ja, as jy nou 'n shilling genoem. Ja. As jy nou met lae oktaan gery het. Die hoë oktaan was nou hier so 12, 13 pennies. In elk geval, ons kry daarom met die ding gery. Wragtig, daar kry ek die dol gedagte, ons gaan nou die eind van die jaar nie met die trein weer Suidwes toe ry nie. Dit is te ver. Ons gaan nou met die kar ry. Nou soek ek tyres, want ek het net 4. En die Plymouth het 'n 17 duim rim gehad. Jy kan hoor Jan weet wat hy praat. Dis diep in. Nou kry ek uiteindelik in die hele Pretoria nog 1 tyre wat op hom pas. Dis ook 17 duim rim. Maar dit is so'n tyertjie. Kyk, die anders is nou sê nou maar so 7. Nee, wat sal jy 'n white wall 17 duim rim genoem? Maar in elk geval die ander is nou so 750 by 17. Hy is nou dik en breed, maar hierdie enetjie is so min of meer 550, 17. Dis so'n tyertjie, as hy onder die Plymouth is, dan staan hy so half soos 'n hond. Nou, dis nou die spaarwiel daar. Nou, met die 5 tyres sal ons deurkom.
Jy ry ook stadig. Kyk, daai goed was mos soos 'n stoofgebou gewees. As jy met daai Plymouth by 40 myl per uur gekom het, sy speedometer het maar 70 myl gewys. Maar sy speedometer werk mos so. Ja. Ja. In elk geval, as jy met hom by 40 gekom het, papa, dan gaat hy daarom net so. Jy voel nou na val enige oomblik. Ja. Maar daar gaat ek toe. En ek overal die Plymouth. By Voortrekker te huis onder 'n jacaranda boom. Dit kos my, jy kan sê, 'n jaar van my lewe natuurlik. Hulle het in die eksamen vir my bly wil niks gevra oor motorperde, maar die ken ek toe. Ja. Maar ek overal 5 weke aan die Plymouth. Ek het die samp af en die bearings uit. Sit jy met nuwe ringe? Nuwe ringe als. Ek kry nog by 'n ou ding wat jy die rif afsny, ek sleep die kleppe, alles. Maar jy doen mos goeders wat glad nie eers gedoen sal word in 'n ingenieurswerkswinkel nie. Ja. Doen jy daar onder 'n jacaranda boom. Nou in elk geval ons ry en ek gaan nou die storie hiermee sluit. Ons ry nou die namiddag laat hier weg en die ander ouens met die vinnige motors, dis nou vakansietyd toe. Hulle gaan môre vroeg op Appington wees en so nou reken ek is ons ook deur die nag ry. Maar ons het nou nog nooit die pad gedoen. Dan sal ons nou waarskynlik sê die volgende middag deur Appington sleep en dan daardie aand ry ons as ek sover ek kan hou. Ons slaap bietjie ander môre is ons heeltemal aan die ander kant. Maar ek het nooit 'n pap wiel mos nou nog op teer gehad. En hier ergens tussen Carlton, Willem Potchefstroom ry ek nog so. Herderste vader. En hier se lawaai. Toe dag ek is die agteras wat gebreek het. Ek hou daar stil toe sit gelukkig nou net die papwiel. Later 'n ding wat ek ook mee totaal my misrekend het, is 'n kortsluiting op die ligte. Dag, daai ding is so flou, hy lig so. Jy ry kort oor hom. Later ry ek in die maanlig. Ja. Later ry ek in die maanlig. Hy lei so af dat as ek die ligte aansit, vrek die Plymouth in die ry. Hy het nie meer stroom. Maar sit jy toe nou daai klein wielietjie op? Ja, ek het nou die klein wielietjie, maar ek het hom nou voor opgesit, maar as 'n agterwiel wat pap geword het, toe ry ek so. Laat ek hom daarom voor. Jy het nou in daai agterkant glad nie eens 'n wiel nodig. Ek het eintlik nie 'n wiel nodig nie. En so gaan wikkel ons Potchefstroom in. Nou dis die peslikste ou plek vir 'n vreemdeling om te probeer deurry. Jy weet, ek het nou gedink 'n pad loop soos Keiserstraat aan, want toe jy ry suid in en jy gaan noord uit. Dan potj ry jy vas. Aan Kerkstraat begin oos en hy loop wes uit. Ja. Nou ja, ek en Beatrice in die Plymouth, ek het nog 'n hondhoek op die kar gehad. Ons wikkel Potchefstroom se inkompad hier diskant in. Maar toe sit laat, toe sleep ons ook al hier by 12:30 uur. Aan ander kant uit. En ons ry nou nog so. Toe ek af van die teer af hier in die maanlig, want kyk ek het mos nou nie lig nie. Ek sit die lig aan, ja, is nou grondpad. Ek dink nou ja, hulle is nou besig. En nee, hulle teer nog aan die nasionale pad natuurlik, dis wat ek dink. Nou ry ons op die grondpad aan, maar nou jy weet, daai Plymouth wikkel. En na ruk loop hy doodstil. En ek voel hy trek nou half swaar en ek sit hom oor. En ek druk nou nog so 'n entjie vorentoe. En daar loop die Plymouth staan. En ek klim uit, toe ek uitklim, toe trap ek so diep in die modder. Ek val. Ek val. Nou vat ek die flits, nou loop soek ek die pad. Later kry ek die pad.
Nou soek ek weer die plummers. Nou kom haal ek die plummers. En dan kom by die ou paadjie. Nou verdwaal ek nie, want nou het jy nog die dorpse ligte mos daar. Nou ry ons terug Potchefstroom toe. Ek sê vir my vrou, ek sê, jong nee, ons sal net daar, dan kry ons nou die regte pad. En ek loop maak daar 'n klomp draaie. En ek kry weer daar 'n straat met heller ligte. En ek vat die pad en na ruk op die sinkplaats. En ek ry aan en na rukkie trek die plum swaarder en ek sit hom oor. En daar staan en ek klim uit. Trap weer in die modder. Toe is ek nou op 'n plek waar die pad nou draai sien. En is kaal, nou sien jy nie die pad. Ja. Ek sê nee, nou sit ek te moeg, nou slaap ons. Nou lê my vrou op die bagasie, die is nou gepak tussen die voorkussing se leuning en die agterkussing. Sy lê daar op, maar ek lê hier op die voorkussing, maar daai kar was net so wyd geweest mos. Jy lê soos 'n naamtekening omtrent. Die ander dag môre toe bekyk ek die spul, toe ek nou in 'n gronddam van die inloopse kant af ingery. As ons 30 tree dieper gegaan het ek binne in die dam se water ingery wal toe. Maar in elk geval. Maar nou het ek met die ou blerrie plummers amper so lank vertel as wat ek gery het. Maar jy ry toe al jou tyres op net binne die pot. Ja, maar ek sê nou ook sê dus dat jy kan dankbaar wees Pieter as jy jou gevat het gewen. Net wag, laat ons nou liewer eers hierdie musiek kry, laat ons uit hierdie ding wegkom. Dit sal nou wees Nico vir Annetjie van Jampoel. Ja.
ek weet ons moet nou afgaan van julle karre af. Hy het net nou 'n lelike ding hier gesê. Jy het gesê jy was bo op die grens geweest. Net so een staaltjie van die grens vertel. Ek is nou offisier en ons moet nou, as daar nou iets gebeur, dan gaan ons nou uit om te gaan kyk as daar nou 'n landmyn is, dan moet die krale in die omgewing ook ondersoek word om te kyk of daar nie dalk terroriste nou in die krale is. Jong, en ons het 'n speel nog so brug te hoor, ons daar gaan 'n landmyn af. Toe is dit nou een van ons voertuie en ons is daar op 'n ding. Nou jaag ons soontoe. Nou een ding in die army wat baie betyds is tee. Jou teetyd, tee kry jy 10 uur. En ongeag waar jy ook al is, jy kan regtig bo op 'n berg wat jy vir 8 dae lank geklim het. Dan kan jy daar sit en dan 10 uur dan sien jy net, maak die bosse so, dan stop daar een van die gladiator jeeps, dan laai jy net die teken af en dan is hulle weer weg. Maar in elk geval nou is ons jaag nou om te gaan kyk wat nou hier gebeur het. Toe staan die spookvoertuig wat nou die anti-mynvoertuig is. Sy een wiel is nou afgeskiet. En niemand mag nou afklim van die voertuig af nie, want daar kan nou anti-personeel myne wees. Nou jy sulke stokkies, sulke lang stokkies wat jy nou so moet steek soek, of soek steek. Nou loop jy, dan trek jy dit nou so in die grond in. In elk geval... Ja, die versoeking is geweldig. Ja, in elk geval. En nou loop... Die manne is nou sit die ouens en sê van hulle mag nou nie afklim nie, hulle moet net kalm bly, daar het nou niemand seer gekry nie. Net die ou wat die ding gery het, so oor het suis, verskriklik. Nou loop ons nou, die manne steek nou die stokkies so in die grond, en hier kom die tee. En die pos. Hulle sê, bos, hier in die pos is hier so, die ouens gooi hulle soekstekers net daar weg. En hulle sit eers elkeen onder 'n boom, nou lees hulle briewe en drink koppie tee. Maar nou intussen het ek nou 'n squad, wat ek nou hardloop na een van die krale toe, om nou die kraal te gaan deursoek. Maar daar is geen mens in die kraal nie. Nou is dit so 10 troepe wat nou deur die kraal hardloop, en hulle kry een albino vrou binne in die kraal. En hulle het haar daar uit. Nou praat ek met haar, ek moet haar nou ondervra. Maar sy kan net Ovambo praat. En ek kan glad nie Ovambo praat nie. So ons twee verstaan nou mekaar glad nie. Verstaan? Nou vra ek vir haar in Afrikaans, en sy Antwoord vir my, as sy my antwoord sy my in Ovambo. Maar dat is niet een antwoord op die vraag. Ja, glad nie, ons weet glad nie wat aangaan nie. Maar nou soek die troepe nog altyd deur die kraal. En hulle kry 'n silverblaar leesboek, 'n Afrikaanse silverblaar leesboek. En hierdie troep, maar hy is so opgewerk, want hier was nou 'n landmynontploffing, dis nou aksie. En daai manne is verskriklik opgewerk nou vir aksie, jy weet. En hy kom na my toe, hy sê vir my, kyk, hier is 'n Afrikaanse leesboek, sy moet mos kan Afrikaans praat. Hy vergeet nou heeltemal van die feit dat daar iemand anders ook in die kraal mag by. En ek vat die silverblaar boek so, maar nou staan die klomp manne so om my. Nou moet ek hierdie vrou nou verder ondervra, en hulle wag toe nou vir hierdie vraag, jy weet. En ek kyk haar so. Ek sê, luister. Kom eens die boekie oorgetrekkie. Nee, daar is die hele ding toe kalm. Toe lag die klomp so, toe loop ons nou maar daar so gesels. Nee, dit was so lekker. Daar was baie humor in daai oorlog geweest. Baie. Ja, die taal is ook interessant geweest. Is jammer, 'n mens kan nie meer al die ouens bymekaar kry. Ja. Alles opteken, name, goed wat hulle gegee het nie. Maar daar op Stellenbosch, ek hoor die storie nou die dag, nou weer terug te gaan Stellenbosch toe. Van hierdie ou wat op 2 dae voor Valentynsdag, toe sê sy meisie hom af, en wragtig, hy kon dit nie hanteer nie. Dit was hom net te veel geweest.
Toe besluit hy nou maar, hy gaan nou pille syp, laat hy nou maar sy eie lewe neem. En hy vat toe ook 'n klomp pille, maar nou syp hy die pille voor 'n klomp pelle dat hulle hom kan keer, jy weet. Ja. En hulle trek hom toe nou daar vas en krap die pille uit sy mond uit. Dis in elk geval toe velpille of so iets, jy weet. Vreeslik ernstig is. Maar die meisie het nog nie simpatie met hom nie, jy weet. En Valentynsdag kom al nader. En hy stap toe ook na haar toe so volgende dag en hy sê vir haar, luister hierso, ek gaan nou myself vermink. Laat jy, as jy my sien, altyd sal dink aan dit wat jy aan my gedoen het. Sy sê nou, wat gaan jy nou nogal met jouself maak? Hy sê, ek sal my bloody hande afkap met 'n byl. Sê, ek het 'n byl. Sy sê nou, maar hoe gaan jy jou, as jy jou een hand nou afgekap het, waarmee gaan jy nou die byl vashou? Jou ander hand. Ja. Hy sê, o, jy wil dit nou prakties, hy sê, dan gaan lê ek voor 'n trein wat hy my aan afring. En hy daar by Koelenhofstasie, nou kyk Koelenhofstasie, snaakstasie, daar is die hotel en die slaghuis, is alles sommer so omtrent op die stasie. Drankwinkel, alles daarby. Toe gaan lê hy nou daar so voor 'n trein, so op die spoor met sy hande nou so op die spoor. En die trein kom toe aan, maar nou die klomp staan nou sy meisie onder andere ook daar rond. Nou kyk hy vir hulle en hulle staan er gesels met mekaar en hy sien hierdie klomp gaan glad niks doen om hom nou vragtig voor die trein weg te kry. En toe die trein daar nou bly nie naby is, toe kyk hy daar nou weer na hulle en hy sien hier is nog geen beweging van hulle kant af nie. En hy sien die trein is dan nou vragtig by hom. Toe lê hy so, toe die trein nou vragtig, die baie gevaarlik naby is, toe sê ek wil dit nie sien nie. Pieter, ja, dit lyk vir my ons kan seker hier so min of meer groetheid, né? Ek wil dit nie sien nie, maar Dan sê ons Nico baie dankie vir jou bysyn hier by ons weer en laat dit goed gaan verder. Ek het nou gesê aan die begin, hier is die klein jong Nellietjie, jy is nou daarom al 'n ou man met grys hare eintlik al. Baie dankie dat jy gekom het en ons sê baie dankie vir die kykers wat met ons is, groetnis ook in elke huis. En dan sluit Nico vir ons af met Pondoland, wat van homself is.